jy gebruik njoppe, Ja. heroïne. Ja. Hoe is die onttrekkingssimptome? Wel, jou maagkramp, jy is baie angstig, jy voel nie lekker nie, jy wil nie stil sit nie, jy wil staan, jy wil sit. Jy kan nie stil lê nie, jy kan nie slaap nie vir soos 21 dae min of meer. Dit is regtig nie lekker nie. Dit is regtig heavy. Mens kan nie jy kan nie eet nie. Jy kan nie slaap nie want jou lyf is seer, jou joints pyn. En Ja. en wat doen julle om seker te maak julle kan 'n fix kry? Wel, ander mense byvoorbeeld sal nou so steel en goeders, maar ek sal nie steel nie. Ek sal liewerste net gaan hustle vir geld liewerste of iets anderste voordat ek dit sal doen of ander mense sal hulle lywe gaan verkoop. Ek sal dit nou nie doen nie. Dis iets wat ek gesê het ek sal nooit doen, maar daar is meisies wat hulle lywe verkoop vir dit. En jy sê een van die moeilike dinge is jy's moeg, jou voete is seer, elke dag moet jy opstaan. Verduidelik vir my van soos die struggle. Soos, okay, ek gaan jou nie verduidelik in die oggende as ons opstaan, hoe gaan ons dag nou nie. In die oggende as ons opstaan, dan moet ons al klaar plan hê vir 'n fix, want jy's siek. Al klaar in die oggend jy oë oop maak. Soos, en dan, as jy geld het, dan kan jy gaan rook. As jy nie het nie, dan moet jy nog sukkel op straat met die mense en goed om geld in die hande te kry, om 'n fix te kry, om nog te gaan rook, om weer fyn te voel. Net sodat jy gesond kan voel. En dan, die hele dag gaan dit so aan. Party daaraan eet jy nie eers nie, want dan het jy nie geld vir kos nie, want jy moet rook, want jy wil ook nie siek voel nie. So ja, Yes. dit is bad. En het jy op skool ook begin te gebruik? Ja, ek het in graad 11 het ek met cat begin en ek het weed gerook. Maar later aan, dan is een ding nie meer goed genoeg vir jou nie. Dan wil jy na 'n ander ding toe gaan, jy wil iets anders te gaan probeer. Jy wil iets sterkers hê, so dan gaan jy na crystal toe en dan gaan jy na Thai toe en dan op die einde van die dag gaan sit jy op die straat en dan sit jy, dan wonder jy hoekom sit ek hierso? Wat was jou drome, wat was jou doelwitte gewees toe jy nou op skool was? Wat wil jy geword het? Wel, ek wou eintlik gimnastiek afgerig het. Vir soos nasionaal eintlik, ja. Dis wat ek wou gedoen het. En toe kom dwelms en Ja, toe kom al die goeders in. nou op skool was dit groepsdruk wat jy daar gekry het. Ja, mense kan maar sê dit was eintlik groepsdruk, want dit was my vriende gewees wat dit gebruik het, so. En ek was obviously saam met my vriende gewees en so het ek ook maar begin saam met hulle zol rook en toe sit die cat en ja. Wat hou jou hoekt? Wel, die onttrekkingssimptome, dis wat dit is. Op die oomblik met die taai. Dit is al wat 'n mens vashou. As jy voel nie lekker nie, jy voel kwaad, jy's angstig, jou lyf is seer, jy's siek. As jy enige advies het of as daar jong mense voor jou gestaan het wat wou betrokke raak by dwelms, wat sal jy vir daai persoon sê? Ek sal vir hulle sê, hulle moet baie mooi dink voordat hulle daai goed vat. Want as hulle dit gaan vat die eerste keer, dan gaan hulle nie weer kan omdraai en sê nee dankie nie. Hulle gaan nie kan nie.